dit is verskriklik warm. Kan julle sien ek is vandag in die woestyn. So vandag, Revolusie Kids, gaan ons verder met ons diere-maniere reeks uit die Bybel. En ons praat oor 'n dier wat baie in die woestyn voorkom. Kan julle raai wat se dier dit is? Ja man, ons praat vandag oor die kameel. En ek is so opgewonde om vir julle te vertel al die interessante goed wat ons by 'n kameel kan leer. Het julle gesien dat 'n kameel die mooiste oë het? Hulle het sulke ronde bruin oë met sulke lang wimpers. Jo, ek sal nie omgee vir sulke wimpers nie. Maar baie interessant van hierdie oë van 'n kameel, maar eintlik sy hele lyf. Die Here het 'n kameel so perfek gemaak om aan te pas in 'n woestyn. Soos byvoorbeeld, 'n kameel het 3 ooglede, het julle dit geweet? En 2 stelle wimpers. Ek het dit nie geweet nie, maar weet julle hoe wonderlik is dit? Het julle al gesien hoe wild is sandstorms in 'n woestyn? Dit is crazy wild. Dis net sand oral waar jy kyk. So as die kameel met sy ooglede en sy wimpers sy oë toemaak, dan kan daai sand wat so wild waai, nie in sy oë inkom nie. Nog 'n wonderlike ding is sy neusgate. Sy neusgate kan so dig toemaak dat die sand ook nie daarin kan waai nie. Jo, dit is ongelooflik. Nou het die Here nog iets ouliks gedoen met die kameel. Sy bors en sy knie, sy vel is dikker gemaak. Weet julle hoekom? Was jy al op die strand en dan kan jy omtrent nie loop nie, want jou voete brand. Nou daai kameel se vel is so dik gemaak dat wanneer hy op die sand lê, dan brand hy nie eers nie. Het ons nie 'n ongelooflike God wat diere ongelooflik kreatief kan maak nie. Maar nou het ons genoeg gepraat van die feite van 'n kameel. Wat sê die Bybel van 'n kameel? Het julle geweet? Matteus 19 vers 24 sê: dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. OK, so wat beteken dit? Dit beteken dat God vir ons sê, ons moenie dinge en goeders wat ons in ons huis het en geld belangriker sien as ons God nie. Maar kom ons breek hierdie versie so 'n bietjie op. Kom ons dink gou-gou. Hoe groot is 'n kameel? Omtrent so 2 meter, so hoog soos 'n deur. Hoe groot is die oog van 'n naald? Het julle al 'n naald se oog gesien? As jy nie het nie, gaan vra vir mamma om gou vir jou 'n naald te gaan haal. Dis so klein. So vir daai kameel om deur daai oogie te kom is eintlik onmoontlik. So wat probeer God vir ons sê deur hierdie vers? God probeer vir ons sê, jy moet regtig baie versigtig wees dat jy nie liewer word vir goeders om jou, goeders wat in die wêreld is, jou PlayStation, jou speelgoed, jou geldjies. Jy moet nie liewer wees vir dit as vir God nie, want wat moet ons doen? Ons moet vir God lief hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Dit beteken met jou hele lewe. So kom ons gaan probeer bietjie om 'n aktiwiteit te maak. Ek gaan vir Tannie Mariska soek. Sy is hier iewers. Sy gaan my gou help om 'n kameel te maak, sodat hierdie kameel jou kan herinner elke dag wat jy hom sien, dat die dinge om jou nie belangriker moet wees as ons God nie. Julle, ons is nou by die lekker gedeelte van die dag, die aktiwiteit. En ons gaan nou kamele maak. Yay. Baie lekker. So wat het jy nodig? Jy het 4 toiletrolle nodig en dan het ons 'n prentjie van 'n kameel vir jou aangeheg wat jy kan uitprint. Maar as jy dit nie kan uitprint nie, teken sommer net die buitelyne van 'n kameel se lyfie en dan gaan ons dit plak aan ons toiletrolle. Ons wil 4 bene hê, so ons plak 2 bene aan die voorste deel van die kameel en dan plak ons weer 2 bene aan die agterkant van ons kameel. Kom ons kyk hoe lyk dit. En dan kan jy nou enige iets gebruik om jou kameel mee te versier. So jy kan verf, inkleur, stickers plak. Ag, enige ding kan jy gebruik om jou kameel mooi te maak. En dan het ons 'n kameel met 4 bene. Kyk hoe mooi is dit. Sjoe, Tannie Ronel, ek het daarom baie geleer vandag by daai kameel. Beslis. Ek het geleer dat ons God moet liewer hê as enigiets anders. En veral liewer moet hê as jou geld en jou besittings. Jep. Maar weet jy wat het ek nog geleer? Ek het geleer, God het hierdie kameel so uniek gemaak, dat hy in die woestyn kan oorleef. En dit het my laat dink,
hy het vir my en vir jou ook so uniek gemaak. Ja. En hy het ons gemaak spesiaal vir hierdie tyd, sodat ons in hierdie tyd kan lewe en in hierdie tyd sy wil kan uitlewe. Sjoe, kom ons bid saam en sê ons vir God dankie daarvoor. Here, baie dankie dat ons vandag so baie by die kameel kon leer. Dankie dat ons kon leer dat U die belangrikste van alles in ons lewe moet wees. Help ons ook, Here, om dit so te hou, dat niks anders wat ons het vir ons belangriker sal word as U nie. Dankie ook, Here, dat ons spesiaal gemaak is vir hierdie tye en dat U ons kan gebruik net soos ons is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Revolusie Kids en Kiddies gaan geniet die week. En onthou, elke keer wat jy jou kameel sien, moet jy weet dat God belangriker is as enigiets. Geniet dit. Totsiens. Totsiens julle.